die van die wat my nie ken nie, vir die van die wat my geken het, ek wil myself amper weer voorstel, want ek word vanoggend so mildiglik herinner, pastoor, dis die eerste keer wat jy hier preek. Maar vir die van u wat nie weet nie, hierdie is my huis, weg van huis. Ons spandeer elke dag van die week eintlik hier by Noordkampus en ek is die kampuspastoor by ons Ooskampus en dis my voorreg om vanoggend saam met jou tyd te spandeer vir al julle daar agter in die cheap seats. Ek sien julle daar agter ook, welkom in die huis van die Here. Ek gaan jou 'n guns vra. Wil jy nie na die ou langs draai en sê maak oop jou ore nie? Nou kyk jy na die ou aan die ander kant van jou. Nou sê jy vir hom, jy ook. Daar's hy. En jy sal agterkom, dit was die mans wat dit sagter gesê het, jy moet nou luister hoor, en die vrou het met meer erns praat, jy ook. Vanoggend is dit vir my 'n voorreg om die woord van die Here met jou te deel, en ek hoop regtig dat ek by die tyd sal kan hou vanoggend, want jy weet, wanneer jy by 'n kleiner gemeente is, dan gaan jy aan tot die tyd klaar is. So ek gaan my druk om nie vanoggend te veel tyd te neem nie. Ek gaan jou sommer vra om reeds jou Bybel oop te maak by 1 Konings hoofstuk 19. 1 Konings hoofstuk 19, jy kan dit so lank hier aan die kant hou. Ek wil jou vra, het jou jaar begin? Wie van julle is terug by die werk? Laat ek net sien. Ja. Wie van julle is besig om die malle haas te doen om die kinders reg te kry vir skool? Kan ek dit net sien? Wie van die ouers is reg dat die kinders moet skool toe gaan? Kan ek dit 'n amen kry? Ja. En jy sal agterkom, oral waar jy beweeg en besig is dit asof jy in die lug die tasbare, ek wil amper sê atmosfeer kan voel van vrees en paniek en 'n ongeduldheid, want hierdie dinge moet nou gebeur. Selfs tussen die kinders by die huis, waar hulle in die begin van Desember, is hulle nou reg om mekaar se strotte af te ruk. En so gebeur dit, dat in die jaar wat voorlê, maak nie saak wat jou voorneme is nie, kan ek jou beloof, daar gaan daar wees van frustrasie. Daar gaan daar wees van vrees. Daar gaan daar wees wat jy woede ervaar. Vir die van julle wat dalk met mense werk, jy mag dalk woede meer gereeld beleef as wat jy voel jy behoort. Dit is 'n gegewe, dit is 'n occupational hazard of being human. En maak nie saak wat jou voorneme vir hierdie jaar was nie, en ek seker daar's van julle wat hulle het. Ek gaan bietjie minder hierdie jaar by kinders skreeu. Ek gaan bietjie meer geduld met my eggenoot hê. Ek gaan nie so gou my meer verloor in die verkeer nie. Ek kan jou vandag waarborg, kind van die Here, wedergebore, bloedgewaste gees, vervulde van die Here, jy gaan van hierdie emosies hierdie jaar beleef. Heel waarskynlik vandag nog. Ek stop hierdie week by 'n plek en daar's 'n besigheid wat se muur aangrens. En die woorde wat oor die muur kom is, "Can you not see what time it is? What time do you start? 8 o'clock." En ek mag nie die res van die kansel af sê nie. En ons kom agter, maak nie saak hoe jy uitgerus het nie, Januarie het sy frustrasie. Januarie het sy uitdagings en Februarie gaan dit ook hê en Maart en April, maar dit is partykeer in hierdie Januarie wanneer ons terugkom van ontspanne vakansie, wat ons in hierdie resies gaan inval en jou voetjies gaan net so maak en dit gaan jou slaan van 'n kant af en ek hoop vanoggend die woord van die Here bemoedig jou om te sê, dis okay, hierdie dinge gaan gebeur, maar jy hoef nie toe te laat dat dit jou lewe kom beïnvloed op so 'n wyse dat dit jou heeltemal ontspoor nie. In die movie Titanic was daar 'n man bo in die kraaines wat in die middel van die nag in die vriesende koue buite moes staan. En hy het een werk gehad en dit was om uit te kyk vir 'n ysberg. En vir die van julle wat groot geword het toe ek op hoërskool was Titanic die movie om te kyk vir 3 ure lank saam met jou meisie. Op een stadium gryp die ou die klok en hy skud die klok en hy sê, "Iceberg, right ahead." En ek wil vandag vir jou sê, hierdie ysberg van hierdie woede en frustrasie en soms vrees gaan kom. Ons gaan op die uitkyk wees vir hom en ons gaan bietjie wyser optree as die ouens van die Titanic. Kom ons lees saam uit 1 Konings hoofstuk 19 vanaf vers 1 tot by vers 5. Toe Ahab vir Isebel alles vertel wat Elia gedoen het en hoe hy al die profete met die swaard doodgemaak het, stuur Isebel 'n boodskapper na Elia om vir hom te sê, "Mag die gode my swaar straf as ek nie môre teen hierdie tyd jou lewe
maak soos die lewe van een van hulle nie. Hy het bang geword, gereed gemaak en uit vrees vir sy lewe pad gegee. Toe hy in Berseba, wat aan Juda behoort, aankom, het hy sy dienaar daar agtergelaat. Hy self het egter die woestyn ingegaan, 'n dagreis ver. Daar aangekom het hy onder 'n wit besembos gaan sit en vra dat sy lewe tot 'n einde moet kom. Hy het gesê, dit is nou genoeg. Here, neem my lewe, want as ek nie beter as my voorouers nie. Hy het gaan lê en aan die slaap geraak onder die enkele wit besembos. Skielik was daar 'n engel wat hom aanraak en vir hom sê, staan op en eet. Ek dink wat ons die vorige jaar uitbeweeg het nader aan Desember, het ons almal amper op daai punt begin kom. Ons het gevoel, weet jy wat, ek het nou genoeg gehad van hierdie jaar. Ek is reg om te gaan sit op 'n plek, myself af te sny van alles af, en daar wil ek net hê, almal moet my uitlos, tot ek weer reg is om uit te kom. Dit is 'n teken van frustrasie. Die woord sê hier eintlik uit gevlug uit vrees, en dit is 'n natuurlike reaksie op die realiteite van ons lewens. As die man van God, wat so pas, al die Baalpriesters kon uitwoed, sien hoe God uit die hemel uit met vuur sy offer aanvaar, as 'n man wat so pas die magtige hand van God beleef het, 'n oomblik later kan kom op 'n punt van moedverlate vlakte, wil ek vir jou sê, kind van die Here, dis menslik om soms te kom op 'n plek waar jy voel, ek is moeg, ek is frustreerd, ek is uitgeput, ek is bang vir wat voor lê. Hierdie jaar mag jy dit dalk beleef. En ek wil vir jou sê, kind van die Here, uit hierdie ingangspunt, begin daai vers met hierdie vreesbevange omstandigheid wat naderkom. 'n Kind van die Here wat daarop reageer, en dit eindig met die troue woorde, skielik het die Here iemand of iets gestuur om hom te versterk. Die Here laat ons nooit alleen in ons tye van vrees of woede of frustrasie nie. Amen. Nou goed, kom ons kyk bietjie wat gaan aan in ons lewens. Want jy sien, dit is so wonderlik om te weet dat daar is navorsing wat spreek tot hierdie omstandighede vir jou en my om in oorwinning te leef uit die hand wat God vir ons gee deur sy Gees. Dr. Caroline Leaf is 'n neurowetenskaplike, sy skryf ongelooflike baie boeke, en sy het begin kyk, wat is die impak van hierdie gedagtes, woede, frustrasie en vrees op jou liggaam, veral op jou DNS. Dit is nou jou DNA, dit is nou dit wat jou genetiese samestelling bevat. En sy het hierdie ongelooflike ding bevind, en ek gaan vra dat gou dit op die skerm daar sal plaas. Haar studie het getoon dat die denke en die gevoelens van woede, vrees en frustrasie veroorsaak het dat jou DNS vorm verander. Wat dit effektief doen, dit trek dit stywer na mekaar, en dan word dit korter, en die gevolg daarvan is, dat van jou DNS skakel af. Dit hou op werk. En so kan jy dit dalk seker soms in een van jou eggenote ook agterkom, wanneer daar frustrasie is, hulle hou net op werk. Jy wil met hulle gesprek hê, daar's iets geneties wat gebeur wanneer ons woede, vrees en frustrasie beleef. Dis asof jou liggaam gaan, wow, ek kan nie met hierdie deel nie. En van jou DNS wat moet reageer, hou op werk. Wat 'n probleem. Want dit beteken meeste van ons loop rond met 'n lyf wat nie regtig werk nie. As jy vrees beleef, as jy soms daai woede beleef, daai uitbarsting beleef, of as jy soms in hierdie frustrasie sit, dan skakel ons liggame af. Maar prys die Here, hy het jou liggaam geprogrammeer om dit te kan teewerk. Halleluja. En hoekom? Want God het reeds bepaal dat wanneer ek en jy in 'n sekere verhouding met hom staan, gaan dit 'n teenwoeker wees vir hierdie deaktivering. So nou kyk jy na die ou langs aan en jy sê, skakel bietjie aan. Nee. Skakel jy gou 'n bietjie aan? Skakel aan. Skakel aan. Hoekom? Want weet jy wat, jy mag dalk sê, soms kom ek soos Elia en ek sit op moedverlore vlakte, maar die Here gee vir ons die ongelooflike aktivering van jou liggaam. Hoe lyk van hierdie goeters? Woede. Moet ek jou verduidelik hoe lyk woede? Is daar van julle wat daaglikse uitbarsting het? Jy weet nie waar kom dit vandaan nie, maar voor jy kry is dit daar, dis energie, dis emosies, dis 'n fisiese, stop het.
Of frustrasie, 'n angstigheid, dat iets jou pla en jy kry dit net nie uitgesorteer nie. Dis die heeltyd besig om aan jou te knaag. Jy voel, jy het onvermoë om dit tot sukses te bring. Hierdie is deel van ons alledaagse lewe en God het 'n antwoord vir ons. Wat van vrees? Dit laat ons verlam voel. Dit lê ons dood. Wat as die Here nie deurkom nie? Wat as die toekoms nie is wat ek beplan daarvoor nie? Wat as dit wat ek dink gaan gebeur, regtig gaan gebeur? Jou fight of flight of freeze reaksie skop in, jou bors trek styf en jy beleef angs. Ek kan meegevoel met daai gevoelens empatiseer, want toe ek na my bankbalans kyk die week, na Kersfees en Nuwejaar, toe beleef ek 'n beknouing van my hart, angs en moontlik 'n klein bietjie vrees, want is julle reg vir die volgende 2 maande van Januarie? Jy sien, die Vader se wil is dat ek en jy moet vreugde, vrede, geluk beleef in jou alledaagse lewe. En hoe doen hy dit? Wel, hy ontneem nie homself van jou nie, maar hy plaas homself in jou daaglikse omstandighede. Want Dr. Caroline Leaf beleef ook presies wat ons gesien het gebeur het met Elia. God tree in en herinner hom van sy teenwoordigheid en sy nabyheid en sy liefde deur 'n engel te stuur. En Dr. Caroline Leaf, deur haar navorsing, beleef die volgende. Wat is die oplossing vir hierdie vrees, frustrasie en angstigheid? Sy skryf: die wonderlike deel. Die negatiewe afsluiting of swak gehalte van jou DNS-kodes kan omgekeer word deur jou gevoelens van liefde, vreugde, waardering en dankbaarheid. Liefde, vreugde, waardering en dankbaarheid. Wat 'n wonderlike ding dat God vir ons die vermoë gee om wanneer die duiwel en die wêreld en die omstandighede in ons lewens probeer inbraak maak, om onsself te kan bring op 'n plek waar ons kan sê, Here, kom aktiveer my. Kom werk in op my lewe op so 'n wyse dat ek nie meer sal stil staan nie. Dat ek nie meer sal voel asof alles so op my neerkom nie. En in hierdie jaar wat ek en jy ingaan, wil ek jou graag uitdaag. Onthou die volgende 5 gedagtes. Die eerste teenvoeter vir hierdie verlamming wat die wêreld op ons plaas, is liefde. Nou wonderlik van ons gaan hierdie kwartaal nog 'n lieflike reeks doen oor liefde, liefde in wording, so ek hoop regtig jy gaan deel wees van dit. Maar hoor gou-gou, daar's 'n paar gedagtes aangaande liefde wat ek en jy net vinnig moet vasgryp vanoggend. Eerstens, liefde is nie net 'n gevoel nie, dit is 'n persoon. God is liefde. Liefde is 'n persoon, hy's lewend en hy leef in ons en hy werk deur ons en ons ervaar dit van hom af. 1 Johannes 4 vers 8 sê, wie nie liefde het nie, het die God leer ken nie, want God is liefde. Liefde is die uitbeelding, die openbaring van God in Jesus Christus. Jesus sê vir ons in Johannes 4:9, hierin is die liefde van God aan ons geopenbaar, dat God sy unieke seun na die wêreld toe gestuur het, sodat ons deur hom kan leef. Kan jy agterkom, so ver is God se oplossing vir angstigheid en vrees en frustrasie, om jou fokus te verander vanaf jouself na wie hy is. Here, ek beleef hierdie vrees, maar dank die Vader. Here, U is 'n God wat eerste lief gehad het. U is 'n God wat my lief het. U is 'n persoon met wie ek kan praat. Here, U is deur Jesus liefde in my. Liefde bestaan en het sy oorsprong deurdat dit direk vanuit God kom en nie uit jouself nie. As jy vind dat jy sukkel om lief te hê of dat jy die liefde van God beleef, wil ek jou aanmoedig, gaan terug na hom toe. Hy is die bron. By die huis het ons hierdie ongelooflike lieflike masjien wat hierdie gefiltreerde, gepurifieerde water vir ons gee. Kookwater en koue water, enige tyd van die dag. Net so. Maar toe gebeur dit dat die water klaar word. En ek moet daai wonderlike voorreg hê om Mogale City se kraan oop te maak. Psh, en eers bietjie van die bruin laat deurloop. En vir my 'n glas water moes maak. En weet jy wat, nee, dis water. Dit lyk soos water, maar dit ruik nie soos die water wat ek ken nie. Dit proe nie soos die water wat ek ken nie. Dis die probleem wanneer ons liefde buite onsself by iemand anders of in omstandighede of in goed gaan soek. Dit lyk dalk soos liefde, maar dis nie ware liefde nie. Die bron is Jesus. En hy is die een wat jou standvastig gaan hou deur jou jaar
van frustrasie. Deur jou jaar, wanneer vrees jou probeer pak. Deur jou jaar van onsekerheid. Liefde word uitgeleef teenoor mekaar. Die woord sê vir ons in 1 Johannes 4 vers 11 en 12, geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie, ons het mekaar lief. Bly in God. En laat sy liefde tot deur ons in vervulling kom. Liefde is iets wat ons vir mekaar gee. Maar jy kan net gee wat jy het. As jy nie die liefde van God in jou lewe ervaar nie, as jy nie 'n tyd saam met Jesus spandeer en toelaat dat hy in jou lewe werk nie, gaan jy niks hê om te gee vir die om jou nie. Ek is 'n ouer, ek het 2 pragtige kinders. Ek beleef die dae wanneer dit voel asof my liefde opraak. Wanneer die frustrasie, die ongeduld na vore kom, en dan kan ek jou beloof, meer kere dan nie, is die probleem nie dat ek 'n haastige dag gehad het nie. Die probleem is ek was te lanklaas by die Here. Die tweede teenvoeter vir hierdie frustrerende, soms vreesaanjaende jaar, is dat ek en jy moet ons blydskap en ons vreugde weer opneem. Het jy geweet, dit vat net 'n klein dingetjie om jou weer bly te maak. Kan ek vir julle sê wat sal my bly maak? Wil iemand hoor? 5 miljoen rand in my bankrekening. Dit gaan my nie net bly maak nie, dit gaan my verheug maak nie, ek speel. Man, chocolate was een van die voorstelle, was dit jy naas? Natuurlik sal die maarste ou in die kerk se beste voorbeeld van wat maak my gelukkig wees, chocolate. Ja, naas, chocolate. Jong, ons moet besef dat ons bron van ware vreugde en blydskap is in die Here. Hoor gaga wat sê R.C. Sproul. R.C. Sproul is 'n pastoor en hy sê die volgende: blywende vreugde is anders as vlietende geluk en is 'n vrug van die Gees wat beskikbaar is vir gelowiges ongeag hul omstandighede en word slegs gevind deur 'n verhouding met Jesus Christus. Amen. Daar's niks in ons lewe wat vir ons soveel vreugde gaan gee, wat in ons lewens iets sogenaamd opborrel van geluk, soos 'n lewendige verhouding met Jesus Christus nie. Hy is nie die bron van liefde nie, maar van jou vreugde, ten spyte van jou omstandighede. Die woord sê vir ons die volgende: net soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Bly dan in my liefde. As julle my gebooie onderhou, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader gehoorsaam het en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, hoekom? Sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Volkome beteken ten volle tot en met al die nate sonder gebrek. Amper soos jou kar se boot wanneer jy vakansie toe ry. Daar's nie plek vir 'n muis nie. Die woord sê vir ons hierso dat in Christus Jesus gaan hy sy geluk ten volle volkome in en deur jou lewe laat werk, soos wat jy in 'n verhouding met hom leef en gehoorsaam is aan die Vader. Hoekom beleef ons soms frustrasie en dan val ons af? Stuur ons met ons skip direk in daai ysberg in, want ons verhouding met Jesus is eenvoudiglik soms net meh. Het jou kind al vir die woord gesê meh? Meh beteken, dis nie great nie, dis nie sleg nie, dis so. Wat sal die regte slang wees vir so? Iffy. Alright. 6-7. Hanlie, was dit jy wat 6-7 gesê het nou net? Well done. Jy sien, kind van die Here, dat niemand wil in 'n verhouding wees wat iffy is nie. Niemand wil in 'n verhouding wees wat meh is nie. Niemand wil in 'n verhouding wees waar dit net okay is. Jy wil in 'n verhouding wees wat leef en floreer en lewendig is. En dit is waar jou blydskap vandaan gaan kom in hierdie jaar. Derdens en vierdens, die teenvoeter vir hierdie frustrasie wat ek en jy gaan beleef. Nie net gaan ek elke dag besef, die Here is my bron, hy is my liefde, ek is lief vir hom, ek leef in hom, sy liefde leef deur my en ek wys my liefde aan ander nie. Gaan ek ook gaan, Here Jesus, in my verhouding met U is vreugde in my. Dit gaan soos 'n fontein opborrel binne my en wanneer ek voel ek wil iets teen 'n muur gooi, gaan die Gees van die Here vir my sê, raak rustig.
Prys die Here, dit kon erger gewees het. John Piper sê die volgende, en dit is eintlik waar vanoggend se tema vandaan kom. God doen altyd 10.000 dinge in jou lewe, en jy is dalk bewus van 3 van hulle. God doen daagliks 10.000 dinge in jou lewe, jy is dalk bewus van 3. Hoe sal jou uitkyk op die lewe verander as God vir 'n oomblik jou oë kan oopmaak en vir jou kan wys presies waarmee is hy besig in jou lewe? Daai ongeluk wat jy in kon gekom het wat nie gebeur het nie, daai voorsiening wat deurgekom het wat jy nie gedink is moontlik nie, daai siekte wat oor jou lyf wou kom wat jou liggaam verwerp het, hoe sal jou lewe verander wanneer ek en jy bewus word van die ander 3 van die 10.000 dinge waarmee God in jou lewe besig is? En daarom kom ons by vanoggend se hartspunt. En dit is die gedagte, dat daar's 10.000 redes van dankbaarheid. Dat wanneer die lewe jou in hierdie moeilike omstandighede probeer indruk, dan moet jy amper in 'n default mode ingaan en sê, okay, kom ons gaan eers 1 tree terug, voor ek reageer, kom ek tel eers my seëninge 1 vir 1. Ek weet nie of ek by 10.000 kan uitkom nie. Arthur, dit gaan 'n rukkie vat. Jy kan vir Santi vra, sy moet aangaan as ek by 900 kom. Hoor wat sê Psalm 66 vers 1 tot 2, 5 en 16. Hy sê, juig tot eer van God, almal op aarde, besing die eer van sy naam, betoon eer met 'n loflied aan hom, kom kyk na God se werke, onsagwekkend is sy dade onder die mense. Kom luister almal wat vir God onsag het, sodat ek kan vertel wat hy vir my gedoen het. Kom, laat ons mekaar vertel wat hy vir ons gedoen het. Die eerste gedagte aangaande hierdie ongelooflike teenvoeter vir hierdie frustrasie is, ek en jy moet besef, dat ons moet ons oë hou op die een wat goeie dinge vir ons doen. En ons moenie dit een kant toe skuif nie, ons moet dit aangryp en ons moet vertel daarvan. Het jy 'n goeie Desember gehad? Ja. Andre, ek kan tot daar sien. Het jy 'n goeie Desember gehad? Jy beter ja sê. Mooi. Het jy al 'n bietjie vertel van die goeie Desember wat jy gehad het? Het jy vertel van die kwaliteit tyd of kwantiteit tyd wat jy saam met jou familie kon spandeer? Een keer praat ek met iemand en hulle vra my, hoe gaan dit met jou dogtertjie? Ek sê, joh, sy is besig. Sy is baie, en sy het soveel energie, maar sy is so amper streng, so wat charge. En toe sê iemand vir my hierdie woorde, gelukkig lê sy nie net, en het geen energie nie. En in daai oomblik moes ek bely, Here, dit wat my frustreer, is eintlik die ongelooflikste seën. Want my kind is gesond. Sy het 'n sterk persoonlikheid en sy gaan ons almal regeer, prys die Here vir krag. So as jy van daardie sterk persoonlikheidskinders het en jy kon hulle groot gemaak het tot met sy 16, kom praat met my asseblief na die tyd, ek het wysheid nodig. So, kom ons praat gou 'n bietjie oor hoe werk ons hierdie ding te. Eerstens, die voorbeeld. God herinner sy volk gereeld aan wat hy gedoen het. So, ek gaan jou vra, eerstens, dink aan die pad van jou verlede. Deuteronomium 8 vers 2, dink aan die hele pad waarlangs die Here jou God jou hierdie 40 jaar in die woestyn gelei het. Dink daaroor, weet jy wat kind van die Here, ons vergeet te gou hoe getrou God in die verlede was. Ons jaag so na ons volgende behoefte en volgende ding wat vir ons pla, volgende uitdaging. Ons vergeet hoe getrou die Here was. Was die Here al vir jou getrou in die verlede? Amen? Ja. Tweedens, dink aan wat die Here besig is om in jou lewe te doen nou. Dink wat die Here besig is om te doen in jou lewe nou. Hoor wat sê Jesaja 43, hy sê, kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit gaan nou uitspruit, kan julle dit nie besef nie. Weet jy, God is besig om nou in jou lewe mooi dinge te doen. God is besig om nou jou gebede van 'n jaar terug te beantwoord.
God is besig om jou nou te dra, toe jy 4 weke terug gesê het, Here, ek kan nie meer nie, my krag is klaar, waar kom my hulp vandaan? God is besig om nou in jou lewe 'n mooi ding te doen. Kan jy aan een ding dink wat die Here nou mee besig is? Tweedens, God het vir ons die voorbeeld gestel. Tweedens moedig hy ons aan. Hy sê leef in dankbaarheid teenoor hom. 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18 sê, wees altyd bly, julle ken hierene, bid sonder ophou, wees in alle omstandighede dankbaar teenoor God. Wees in alle omstandighede dankbaar teenoor God. Ek het amper hierdie boodskap se titel verander na wat 'n geluk, nee, wat 'n God. Want baie keer, wanneer die lewe vir ons begin uitdraai, wanneer ons begin mooi dinge beleef, wanneer ons begin sien dat dinge kom by mekaar, is ons vreeslik vinnig om die eer vir onsself te vat. Ons is vreeslik vinnig om te sê, ja, ek verdien daai bonus en ja, ek het hard gewerk vir hierdie wat ons nou het. Maar weet jy wat, kind van die Here, elke goeie gawe kom van die Here af. Jy moet hom dankie sê vir elke goeie gawe wat jy het. Nie te groot of te klein nie. Daai eerste koppie koffie wat jy in die oggend maak en jy vat daai melkbottel en jy gooi hom so om en jy voel daai melkbottel is heeltemal leeg, maar hy het net genoeg melk vir jou koppie koffie, nee. Dit vra, sê dankie vir die Here vir sy voorsiening. Jou vrou gaan jou waarskynlik vir die Here vra vir voorsiening want haar koffie is swart. Maar dit is soms die klein dinge waarvoor ons die Here dankie moet sê. Net die klein dinge. En dit gaan jou lewe verander. Derdens, so daar is die voorbeeld wat God stel, daar is die aanmoediging wat hy maak, dan is daar die uitvoering, hoor gou mooi. Maak bekend sy werke en erken sy hande op jou lewe. Ek sluit af met Psalm 105 vers 1 tot 5. Hy sê die volgende: Prys die Here, roep sy naam uit. Maak onder die volke sy dade bekend. Sing vir hom, besing hom, praat met oorgawe oor al sy wonderwerke. Beroem julle in sy heilige naam. Laat die harte van hulle wat die Here opsoek bly wees. Met ander woorde, dis nie net goed om terug te dink oor die verlede wat God gedoen het nie. Dis nie net goed genoeg om te dink wat hy nou in jou lewe doen nie. Dit is nie net goed genoeg dat ek en jy besig is om in dankbaarheid te leef nie. Maar wat die Here vir jou vra om hierdie wonderlike DNS te aktiveer is, vertel vir ander hoe goed die Here is. Hoor julle my daar agter by die bidkamer, by die moederskamer? Vertel die Here hoe goed. Vertel die wêreld hoe goed die Here is. Vertel die Here hoe goed hy is. Ek seker hy sal dit ook waardeer. Maar kind van die Here, wanneer ons hierdie dinge begin doen in ons lewe, dan gaan jy agterkom wanneer jy vreesbevange is en jy's onseker oor jou toekoms, dan gaan die Here met sy gees kom en sê, het ek jou ooit begewe en jou ooit verlaat? Onthou jy toe ek saam met jou was, daar, hier, daar. Onthou jy hoe ek jou deurgebring het? Onthou jy hoe ek vir jou voorsien in hierdie oomblikke? Neem jou vrede in my, ek is met jou. Hoor wat sê Dr. Caroline Leaf. Sy sê die volgende, en ek sluit daarmee af. Jy kan nie die gebeure of omstandighede van jou lewe beheer nie. Maar jy kan jou reaksies beheer. En die beheer van daardie reaksies is die verskil tussen 'n gesonde verstande en liggaam en 'n siek verstand en liggaam. Die manier hoe ek en jy hierdie omstandighede gaan benader, gaan verander hoe ek en jy hierdie dinge prosesseer. Want raai wat? Dit gaan met jou gebeur. Iemand gaan voor jou inry en jy gaan hom wil vloek. As jy 'n Land Cruiser het, gaan jy heel waarskynlik hom met jou bushbar wil nudge. Ek en my klein Chevy is heel waarskynlik een wat genudge gaan word. Jou kinders gaan die eerste week van skool sukkel om aan die gang te kom. Maak vrede, die lewe gebeur. Maar dank die Here, jou kinders kan skool toe gaan. Kom ons kweek hierdie
reaksie. Kom ons vind die 10.000 redes wat God getrou was in ons lewe, sodat wanneer vrees en frustrasie en onsekerheid en woede jou pad langs kom, dat die Heilige Gees in jou lewe en deur jou lewe jou gedagtes kan kom vernuwe en verander, sodat jy nie afskakel nie, maar geaktiveer word as 'n getuie vir die koning wie ek en jy dien. Amen. Kom ons sluit die oë. Wie is daar soos U? Here God, U wat elke dag U self oor ons ontferm. U wat elke dag kom en U maak alles nuut. U wat elke dag kom en uit U hand mildiglik vir ons voorsien. Here, baie keer is U besig om in ons lewens te werk op wyse en maniere wat ons nie kan begryp nie, maar dit wat ons wel kan begryp, dit wat ons sien en ervaar en beleef, Here, dankie dat ons weet dat U is 'n God wat in liefde teenoor ons hierdie dinge bewerk. Dankie dat ons weet in ons verhouding met U is ons veilig en ons kan verdiep in ons verhouding en ons liefde vir U en ons kan daai liefde uitleef teenoor ander en hulle kan dit teenoor ons uitoefen en so, Here, werk ons hierdie gedagtes te, so werk ons hierdie vrees te, so werk ons hierdie frustrasies te. Dankie Here, dat wanneer ons in hierdie situasies kom, Here, wanneer ons frustreerd voel, Here, dan besef ons, Here, dit wil dalk ons vreugde kom steel, maar U is ons blydskap, U is ons vreugde. Dit is 'n vrug in ons gees wat oorborrel wanneer ons lewend in ons verhouding met U is. Here, help ons om te waak dat ons nie net gemaklik met ons verhouding met U is nie. Maar Here, dat ons verhouding met U lewend is, sodat ons U woord gehoorsaam kan gee wat sê, seën jou vyande. Here, dankie, dat ons mag dink aan dit wat U vir ons gedoen het, dit wat U tans vir ons doen. Dankie dat ons daagliks in ons harte en met ons monde teenoor U ons dankbaarheid kan bely, maar meer so, Here, dankie dat ons U goeie werke aan ander kan vertel. Dankie Here dat dit ons DNS kom reset. Daai verkorte DNS weer na normale terugkeer, sodat ons kan leef in die liefde en in die hoop en die oorwinning wat U vir ons op die kruis van Golgotha verkry het. En ek bid dit alles in die kosbare naam van Jesus ons verlosser. En die gemeente saam sê, Amen.